Goeiemôre vriende. Dit is vandag 30 April 2024 en ons is by dag 49 van ons gebedskursus. Ons is steeds besig om te kyk na die borsharnas van geregtigheid en dan meer spesifiek na die laaste gedeelte van die steun wat binne in die borsharnas was vir die stam van Levi. Ons het nou die laaste paar dae daarna gekyk en ek hoop teen hierdie tyd is julle net so opgewonde soos ek om te verstaan presies wat hierdie steen dan beteken het. Onthou die borsharnas van geregtigheid reflekteer aan die wêreld 'n boodskap. Hy reflekteer in die wêreld 'n boodskap wat sê dat hierdie was die sonde of hierdie was die ding wat belangrik was vir hierdie stam, maar God het hulle vrygekoop. Dit was alhoewel dit vir hulle die belangrikste was, het God hulle vrygekoop van hierdie sonde. Hulle is losgekoop. Die duiwel het nie meer 'n houvas op hulle nie. Nou, ons het gesê dat die steen van die Lewiete was dan die granaatsteen en dan het ons verder gaan kyk en gesê toe die verspieders binne die beloofde land ingegaan het, was daar 3 spesifieke vrugte wat die verspieders uit daardie beloofde land moes teruggebring het. En een van hulle was die druiwe waarna ons dan nou alreeds verwys het en dan die vye wat die helende waardes gehad het. Met ander woorde, daar het genesing vir hulle gekom deur die vye. Daar het vir hulle gesond maak gekom deur die vye van dit wat aan hulle gedoen is. En die derde een is dan die granaat wat hulle saamgebring het. Nou granate word vir die Israeliete 'n teken van hoop en 'n teken van lewe. 'n Teken van 'n toekoms wat voorspoedig is in 'n beloofde land. En elke keer as hulle na die tempel of na die tabernakel toe gekom het en hulle het hierdie granaatjies onder aan die priester se rok gesien tussen die goue klokkies, dan het dit vir hulle hoop uitgespel. Dan was daar vir hulle iets waaraan hulle kon vashou, 'n belofte wat God gemaak het dat daar vir hulle 'n voorspoedige toekoms is wat voorlê. Ons sien later dat Salomo selfs granate aangebring het op die pilare van die tempel. En ek wil vir julle lees in 1 Konings 7 vers 18 tot 20 en ek lees vir julle die Nuwe Lewende Vertaling. En hy sê hy het ook, in plaas van Salomo, het ook 2 rye granate gemaak wat rondom die netwerke gegaan het om die kapitele te verfraai. En dit het hy met elke kapiteel gedoen. Die kapitele op die pilare in die voorportaal was in die vorm van blomkelke en hulle was 2 meter hoog. En aan die bokant van elke kapiteel waar die blomkelk begin dikker word en net bokant die netwerk was daar 200 granate in 2 rye. Nou die Jode eet vandag nog 'n granaat wanneer die Sabbat verby is. En hulle doen dit om God te vra om hulle oorvloedig te seën, soos wat daar so baie pitte in die granate, soveel seën vra hulle dan van God. En dan verwys hulle na hierdie gebed as die granaatgebed. Nou hulle doen hierdie granaatgebed ook aan die einde van die Rosh Hashanah en die spesifieke woorde wat hulle dan gebruik aan die einde van die Rosh Hashanah as hulle dan nou hierdie granaatgebed doen is, en ek wil vir julle lees, hulle sê, "May it be your will, Lord our God, and the God of our fathers, that we be filled with mitzvot like a pomegranate is filled with seeds." So hulle vra daardie ding. Hulle vra, "May it be your will." So ek wil vir julle lees wat sê hulle. Hulle sê the blessing is based on the pomegranate's name in Hebrew or Arabic. The blessing is, "May it be your will, Adonai, O God, that we be as full of good seeds as the pomegranate is full of seeds." Is dit nie wonderlik nie dat vandag nog in die gebruike van die Jode gebruik hulle hierdie granaatgebed. Julle sal sien dat die granaat is die enigste vrug wat 'n kroon het. Aan die bokant van 'n granaat sit daar 'n kroon. En hierdie kroon simboliseer die koningskap van God, die een wie se wil dit is. 'n Oopgebreekte granaat is om aan elkeen te herinner dat jy self 'n granaatpit is in die liggaam van Christus. Weet julle, elkeen van ons is 'n saadjie op ons eie, maar saam is ons 'n vrug. Saam is ons die liggaam van Jesus Christus. Soos elke saadjie in 'n granaat, as jy nou 'n bietjie gaan kyk na 'n granaat,
So julle sien elke saadjie in die granaat is omring deur hierdie rooi vleis wat ons herinner dat as ons nou die saadjie is en ons is omring deur hierdie rooi vleis van die granaat, né? Herinner dit ons dat ons omring is deur die vryspraak van die bloed van Jesus. Ons staan binne in die vrymakende krag van die bloed van die lam. Is dit nie wonderlik nie? En weet julle dan die laaste ding wat ek graag vir julle wil noem vanoggend is dat hierdie granaatsteen het dan ook jaringe gehad, amper soos wat 'n boom jaringe het. En dit herinner ons aan die gedeelte in Jakobus 4 vers 8 waar God sê kom nader na God toe en hy sal nader aan julle kom. Ons moet nader en nader aan God beweeg elke dag. En elke keer as die Jode na die tempel gekom het of na die tabernakel toe gekom het en hulle het hierdie borsharnas van die priester gesien en hulle het gesien dat hulle steen die granaatsteen is met hierdie jaringe, was dit asof hierdie granaatsteen mense geroep het en gesê het, kom nader na God toe, want as jy nader aan God kom, sal hy ook nader aan jou kom. Daarom sê Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Is dit nie belangrik nie? Met ander woorde, as ons nie die vrede najag nie, as ons nie heiligmaking najag nie, as ons nie dink ons het nou 'n vinnige gebedjie in die kerk gebid en die prediker het ons nou so amper soos 'n paus verklaar dat ons nou heilig is, dis nie genoeg nie. Jy moet by 'n punt kom waar jy werklik opreg berou het oor jou sonde en wat jy heiligmaking nastrewe. Want die Bybel sê in Hebreërs 12:14, sonder heiligmaking sal jy die Here nie sien nie. Nou ja, as ons dan nou kyk na hierdie borswapen van geregtigheid, ons het nou al gekyk na 4 stene, of na 3 stene, ons gaan nou môre, as dit God se wil is, begin kyk na die 4de steen wat vir die stam van Juda in hierdie borsharnas was. En dan moet ons dink aan onsself. Hoe lyk jou borsharnas? Wat reflekteer jou borsharnas aan die wêreld? Reflekteer dit ook vrymaking? Of hou jy nog vas aan jou verlede? Is jy nog nie bereid om die vrymaking te aanvaar wat Christus vir jou gedoen het nie? Voel jy nog steeds skuldig oor iets wat jy in jou verlede gedoen het? Of wil jy vandag sê, Here, ek aanvaar u vrymaking. Ek sit daardie steen in my borsharnas dat mense kan sien ek is vrygekoop van hierdie ding wat my so lank vasgebind het in my verlede. Kom ons bid saam. Hemelse Here, baie baie dankie dat ons vandag hierdie borsharnas van geregtigheid kan aantrek. Dankie Here dat ons weet dat u bloed ons vrygekoop het van watter sonde ons ook al in ons verlede gedoen het. Dat ons vandag vry kan staan en aan die wêreld kan reflekteer. Ja wêreld, jy kan onthou van ons sonde, maar die God wat ek dien het my vrygekoop. Hy het my vrygespreek van daardie sonde. Daarom het ek hierdie borsharnas van geregtigheid aan. Ja, jy kan die steen sien, maar dit reflekteer dat God my vrygemaak het. Dankie Here vir daardie vrymaking. Dankie vir daardie loskoop. Dankie dat ons meer vasgebind hoef te wees aan die sonde in ons verlede nie. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.